Kyk, toe ek nog jong was, my ouma het altyd gesê, raai net vir my weer, ja, toe hoor ek dit mense sê. Soms wonder ek maar net, Soms wonder ek maar net, Matthys, soms wonder ek maar net. Wonder jy soms wonder ek ook, Colleen, net soms, dan wonder ek, waar is hy nou? Die nimmerlike woorde van Amanda Strydom, so ek loop die pad, al lank. Waar is jy nou, Matthys? Waar is jy nou? Ek is hier in Pretoria, Colleen, en ek dink ek sien die lig na die groot giet. My intieme verhouding met griep dink ek is besig om op die rotse te kom. Moet sê ek is baie bly daaroor. Maar ja, ek is hier in Pretoria. Waar's jy? Ag, Matthys, ek is hier in my humble home in Louniel. Are you alone? Alone in Louniel. Loving it. Loving life. Loving life. Ek sien The Bold and the Beautiful is nou op Netflix. Rarig, is Netflix besig. How busy scraping the barrel there. As hulle Bold and the Beautiful begin uitsaai. Maar ek moet vir jou sê, dit sal dalk 'n bietjie stout wees om dit dalk weer te kyk. Ek het dieselfde gedink. Dis soos 'n rukkie terug was almos al die Igoli goeders wat ook mos uitgesaai was. Ek dink op Kyknet of op een van die kanale. Ek het so 2 of 3 gekyk. Maar ek kan nie, want mens moet dit seker kyk in konteks van die tyd wanneer dit vervaardig is. So dan sal dit sin maak, maar dis moeilik om dit te kyk as gevolg van die slegte kwaliteit wat dit is. Maar ek weet dit was brilliant. Dit is vir my die ding. Ek het ook so 'n paar episodes 'n paar jaar terug van Igoli gekyk. En ek was nog 'n krangige volgeling van Igoli op hoërskool. Ja. Maar nou besef 'n mens die overacting, hoe die hele art of acting amper verander het, of hoe dit, eintlik hoe goed, nee, laat ek dit anders stel, want dit is nie eintlik wat ek bedoel nie, eintlik hoe goed iemand soos Frans Marx dit ingetrek het in die Suid-Afrikaanse soapie konteks, want soapie acting is heeltemal anders as ander, ek sien die hele tyd acting, ek probeer dink aan die Afrikaanse woord vir dit, maar help my. Nou ek ook 'n brain fart moment. Aktering. Jy weet nee, asseblief ek dit nie sê dan acting. Sepie aktering is baie anders as gewone aktering. Ja, dit is heeltemal anders. Aktering. Ja, kyk, op TV moet jy baie kleiner speel. In theater speel jy baie groot. Maar op kamera speel jy baie kleiner. En Frans is ek weet hy was 'n baanbreker gewees in Suid-Afrika in TV oor die algemeen. Maar ek weet nou in sepies is dit net so, jy weet al die emosie is over. Ja. Amplified. Ja. En Chris, hy's 'n hartaanval gehad. Jy weet. Anyway. Dis elke nou dan nog steeds my pret as ek vir Bomilda sien en sê ek vir hallo, my Here, kan jy glo, hier's Luna. Dis Luna. Hallo Luna. Ja, nee, maar Frans was amazing. Ek het ongelooflik baie respek vir hom wat hy gedoen het met die goalie. Hy was glo nie 'n maklike man gewees nie. Ek het hom eendag gehoor, hy was apparently 'n bietjie van 'n buffel. Maar hy was 'n moeilike werkgewer gewees. Nie is die mense wat suksesvol is in die TV-industrie is, maar so. Ja, ons ken ongelukkige en gelukkige paar van hulle. So, en ons is baie lief vir hulle. En ons is lief vir hulle. So, later in die program praat ons met Dr. Rian van Vuren, 'n toekomsdeskundige en 'n horison-skandeerder vir die Universiteit van Toekomsnavorsing in Stellenbosch. En hy is ook die stem agter die Môre onder die soeklig, 'n potgooi wat eerskomende volgende week in maandag beskikbaar is hier op Afrikaans.radio. Maar later gaan ons bietjie met hom praat oor toekomsstudies en wat Môre onder die soeklig beteken en waarna ons kan uitsê. Ja, set julle reminders vir dit, hoor. Ek is deur sy programlys, Matthys, vroeër. Dit is fascinating. Absolutely fascinating. Ja, ek het nou die luxury om al bietjie van dit te geluister het, so regtig vasgenaal vir 5 tot 8 minute. Dit is kort en kragtig en bondig, maar regtig amazing en interessante inligting. So dit is 'n bietjie later, maar terwyl ons so van sepies praat, ek meen dit is Suid-Afrika. So yet again, another day, another terror, another court case, ek sien Paul Mashatile is amper geskiet gewees, March to Orania. Ja, shock horror. Nou het ek vinnig op die nuus gesien dat 'n ANC official het gesê dat hy kan dit nie glo nie. Hy kan nie glo dat iemand
iemand sal wil skiet op die adjunkpresident van die ANC en die adjunkpresident van Suid-Afrika nie. Ja, Ek het so Ag, jy is so gestyg, Matthys, want ek wil vir jou sê, whatever so skit hulle gehuur, dit is 'n pretty kak skit. Ek het die foto's gesien van die koels wat die kar getref het. In eerste instansie reken die experts is miskien 'n 9 mil. Wat jy nie regtig gaan gebruik om iemand te probeer assassinate deur 'n karvenster nie, maar hulle het seker daai persoon gekry wat vir Donald Trump probeer skiet het. Hulle het hom uit die ingevoer. Is verseker nie iemand wat in 'n Afrikaanse skool leer skuif skiet het nie. Verseker nie. So, natuurlik die groot drama op die stadium of die CP is die hofsaak van die wet wat plaasgevind het in die Kaapse Hooggeregshof. So daar was 'n paar interessanthede. Ek het dit probeer volg live, maar Het jy, Matthys? ja, maar dan Kan jy vir lei ons die 'n antwoord foon gee? en dan gebeur dat. Interessante stellings wat gemaak is van die advokaat van die EFF en so ook van die DA en natuurlik dan die advokaat van Kodongwana in die parlement wat hulle toe nou basies eintlik maar 'n bietjie oor die vingers getik het, maar die slotsom is dat dit die DA sê en die EFF sê dat hulle is baie positief oor 'n moontlike positiewe uitslag vir ons as Suid-Afrikaners en vir hulle. Maar ons gaan lyk my teen die 29ste Mei, etlike dae voor 29 April, etlike dae voor 1 Mei, sal hulle die uitslag lewer. Indien dit dalk wel vroeër is, sal hulle dit wel vroeër lewer ook. Maar as ek nou so vinnig gelees het, na die tyd in die nuus ook, dan lyk dit vir my die DA val die proses, die prosedures van die proses aan. En dit klink vir my, daar was maar 'n paar goedjies wat so half, wat hulle maar probeer. Die krake geval het. Ja, en so, wat ek so half kan aflei is, wat hulle gespeel het, is dat, dit klink vir my, hulle het probeer verwarring skep, die dag in die 8 ure meeting, om dan gitters basies deur te trek. En dit is mos nou maar eintlik 'n ou tegniek daai, is create chaos and then force your agenda. So, klink vir my, procedure, ek kan dit nou nie sê, die procedure. Ja, maar die Afrikaanse woord daarvoor, die prosedure, ek weet nie. Ja, ek kan dit nie nou sê nie, my tong kom nie daar nie, maar die procedurally was al like my 'n klomp foute gewees. So kom ons kyk. Jy sak in Afrikaans. Elsabie, jy's reg. Ons is horrible in Afrikaans, maar ons probeer Elsabie. Nee, partykeer raak my woorde net op. En vandag is my Afrikaanse woorde nie baie goed nie. Ek meen in plaas van kunsmatige intelligensie praat ek die hele tyd van kunsmatige inseminasie in die onderhoud. So, I mean, it's just one of those days. It's just one of those days. Ander groot nuus natuurlik is dat die Pope dood is. Ja. Daar is die paus is toe nou op Paasondag. Paasmaandag. Hy's maandag, ja. Sondag het hy nog sy was hy actually gewees by die plein, het hy nog mense gegroet, en hy het vir J.D. Vance gesien, so ek sien almal is nou besig om te vermoed dat J.D. Vance hom vermoor het, of om een of ander pilletjie geslip het, of iets soos dit. Ek het nou 'n bietjie begin lees oor hierdie hele Pope situasie in die Vatikaan. Jy weet, ek was nou al daar, Matthys, maar ek het regtig nie myself my mind apply toe ek toe nou in Rome en die Vatikaan besoek het nie. Wat vir my meer gegaan oor die pasta, die roomys en die wyn. Maar en die goeie seks. En die goeie seks natuurlik. Natuurlik, ja. Was dit so goed? I don't really know. Okay, maybe we shouldn't talk about that now. Ek dink die roomys was beter. Okay, so van die tradisies wat gebeur as die Pope nou sneuwel, is nogal interessant. So die eerste ding is, die Pope moet offisieel doodverklaar word deur 'n kardinaal. Ja, dis kardinaal. Dat 'n kardinaal om doodverklaar. Ek meen, so obviously hoe hulle dit nou deesdae doen, is daar nou obviously 'n dokter en die dokter sê, okay, jy kan hom nou maar doodverklaar, hier is nou geen puls of wriemeling of asem of enigiets nie. Maar in die ou dae moes die kardinaal 3 keer sy naam uitroep. Ja. En as hy na die 3de keer nie geantwoord het nie, dan het hulle hom doodverklaar. So sodra hulle hom doodverklaar word, dan moet hulle ek dink net maar dit sal seker ek dink net maar dit sal seker nooit 'n stom paus aangestel het nie, because that would have been a problem. Verstaan, ek weet dit is
Ek sien 'n paar gate. Hulle het al 'n paar interessante popes deur die jare aangestel, maar dis 'n ander storie van 'n ander dag. Dan die tweede proses is wat hulle noem die papal, ek hoop ek spreek dit reg uit, as enige Rooms-Katolieke mense na ons luister, vergewe my. Die papal ring word verwoes. Nou dit is die paus se ring wat hy gebruik om 'n stempel af te druk op alles wat hy dan nou goedkeur of afteken. So dit word onmiddellik verwoes met 'n silwerhamer om te verhoed dat daar enige verdagte aktiwiteite daarna gebeur. Ja. Dan word al die paus se private wonings, apartments en kamers en so word geseël. En bly so totdat daar 'n nuwe paus aangestel word. Nou hoeveel kamers en apartments het hy? Hordes, Matthys. Daar in daai klein stukkie wêreld. En daai kleinste wêreld, en onthou dan hy nog sy huis by daai een ek was actually daar, ek het aan die deur, ek het gemaak of ek aan die deur klop, ek het nog so 'n foto wat ek gepost het, toe titel ek Knocking on Heaven's Door. En dis sy vakansiehuis, dis 'n enorme plek. Okay. Ja, so hy het 'n klomp plekke reg oor die wêreld, actually apartments en blyplekke. Dan word daar 'n 9 dae mourning period ingestel. Ja. Waar dan nou elke dag dienste, wat hulle noem 'n mass for the dead, word elke dag aangebied. Dan, baie interessant, die paus word begrawe in 3 kiste. 3 layers, 3 nested coffins, layers van kiste. Ja. So die eerste kus is 'n kus wat gemaak is uit cypress hout uit, cypress wood. Ja. Nee? En die simboliek daarvan is humility. So dis waar hy sy liggaampie lê. Dan die tweede een is van lood. En die simboliek daarvan is strength and perseverance, often inscribed with his name and reign op hierdie loodkus. En dan die derde een is 'n kus van elm of oak, a symbol of nobility. Okay. So 3 kuste lê hy dan nou in. So kyk maar daai lood, hulle maak seker hy staan nie op nie. Hy gaan nie opstaan op die 3de dag nie. Ek het gevag vir dit. Ek het dit gesê, ek is jammer. Hy gaan nie, Dan, die tyd van daar, tussen die paus se dood en die aankondiging van die nuwe paus word geroep die sedi vacante. Sedi vacante is Latyns vir the seat being vacant. Ja. En dan word die governance van die kerk geskuif na die kardinale toe, die cardinals. Maar hulle word gerestrikt, hulle mag net essensiële besluite neem. Dan soos om met watter seentjie om te lol en wat rene nie, of wat se besluit mag hulle nou. Okay, ek gaan nou op. Ek is jammer. Be with me for a while. It's maybe too soon. Maybe too soon. Okay. Maar dit is snaaks, ek gaan nie vir julle lieg nie. Okay, dan kom die kardinale, die College of the Cardinals, kom dan by mekaar en wat hulle in obviously noem die conclave. En dan daar redeneer hulle vir dae lank, en wat apparently is volgens baie van die ander kardinale baie spirituele ervaring as toe wat het die wêreld nou nodig in 'n nuwe paus. En dan ek hoor word heeltemal afgesny van enige buitewêreld, geen nuus, geen telefone, geen briewe, niks nie. Hulle is letterlik in isolation. Ja. Hulle word heeltemal afgesny en dan al ons weet of daar 'n nuwe paus na elke deliberasie. Ek weet nie wie van julle het die boeke gelees van, ek vergeet nou die name van wat is daai ou wat die Amazing Movies het ook uit die boeke uitgemaak. Waar daar dan as hulle nie tot 'n besluit kom nie, dan kom daar swart rook uit die Vatikaan uit. Is dit nie wit by die Sistine Chapel? Nee, as hulle nie 'n besluit kon maak nie, kom daar swart rook uit. Dan hou hulle aan sit en dan sodra daar wit rook uitkom, dan is die nuwe paus dan nou aangestel. So ek het nogal daai gelees. Hoe maak jy rook wit en hoe maak jy rook swart? Wat brand? Vra vir Hollywood, Matthys. Vra vir gender reveals. Okay, good point. Maar ek meen dit is 'n tradisie van jare. Verstaan, dit is nie nou onlangs. Ek neem aan dit maak dit hang af wat jy brand. Ek meen 'n chemikus dan nou vir ons kon sê, hang af wat jy brand, kom maar altyd verskillende kleure rook uit. As jy dink as jy by 'n kar ongeluk ry waar 'n kar in die brand geslaan en is die rook swart. Ja, versus byvoorbeeld as 'n boom afbrand is die rook wit. Wit. Ja. Ag, dankie Colleen, daar het jy nou vir my
Die raaisel wat my die afgelope 2 aande wakker hou. Professor Chemie moet my nie quote nie, hulle, maar anyway, dis my theorie and I'm sticking to it. Ja, so dan kom die conclave nou by mekaar. Die cardinals moet almal onder die ouderdom van 80 wees. En dan moet 'n 2/3 majority vote wees vir die nuwe Pope. En baie interessant, Matthys, ons het 'n Suid-Afrikaanse verteenwoordiger wat in die Conclave of Cardinals, die College of Cardinals gaan sit. Okay. Hy is een aartsbiskop van Johannesburg, Steven Breslin. So ons het, ek dink julle 4 aartsbiskoppe tans in Suid-Afrika. Maar hulle is almal net aartsbiskoppe, die 3 van hulle. Een is die aartsbiskop van Durban, Kaapstad en Pretoria. En dan die aartsbiskop van Johannesburg, aartsbiskop Steven Breslin, is in 2023 deur Pope Francis ge-elevate na die titel van cardinal toe. So om vir 'n idee te gee van hoe belangrik dit is, in die Rooms-Katolieke Kerk word jy eers 'n priester, dan word jy 'n biskop, dan word jy 'n aartsbiskop, dan word jy 'n cardinal, en die enigste ding wat jy meer kan word as 'n cardinal is die paus. So ons het 'n kans. Ja, Steven Breslin is 68 jaar oud, so hy het definitief die kat gemaak, en ek het 'n onderhoud van hom gesien wat hy dan nou geconfirm het dat hy is op pad Vatikaan om aan die conclave te gaan deelneem. Kyk nou, hy's lelieblank. Ja. Lelieblank en erg Engels, ja. Ja, okay. Ja, want ek het nogal gewonder, gaan hulle dalk net maar 'n swart paus kry nie? Ja, nee, so kyk, hy is nie in die running vir paus nie. Hy moet net gaan stem. Hy moet net gaan stem. Nee, daar is actually 'n swart kandidaat in die running vir paus. Sy naam is ek gaan nou vir jou sê, ek het hulle nou vandag opgesoek, maar my thread is so lank. So hulle het actually al kandidate bekend gemaak waarvoor hulle kan stem. Ja, wag ek eers weer kyk, wat ek terug gaan na my eie thread toe. Nee, ek het gedog, dis een van daai van dat jy wag net maar en kyk wat praat met jou en dan kom 'n naampie op. Ek het nie geweet hulle het 'n shortlist voor die tyd nie. Ja, dit lyk my dit 'n shortlist, want ek het nou hier probeer research oor wie is die kandidaate en ek het duidelike name gekry. So die een ou is 'n swart ou. Gee my nou net 'n oomblik, dan gaan ek vir julle sê wie hy is. Okay, I'm almost on it. Nee, am I not? Matthys, ek het in so diep drol getrap vandag, nee. Oor hierdie hele Vatikaan ding. Iets anders wat interessant is, sien dat ek nou, I've got it. So, die een ou wat nogal leading candidates, die een kandidaat kom van die Filippyne af, dan sal obviously twee van Italië af. Hulle het natuurlik die meeste pause al ooit in geskiedenis gehad is Italië. Ja. Daar was een van Hongarye af. Dan 'n groot favourite kom van Guinea af, en dit is 'n swart kandidaat. Hy's Cardinal Robert Sarah. Nogal 'n very striking looking man. Dan is nog een van Italië af, so dis 3, dan het ons ook 'n kandidaat van Ghana, die Demokratiese Republiek van die Kongo, en ook die VSA, baie interessant, die VSA en die Verenigde Koninkryk het nog nooit 'n paus gehad nie. Italië, by ver die meeste pause nog ooit in geskiedenis van die Rooms-Katolieke Kerk, hulle het al oor die 200 pause gehad, Frankryk 15, Duitsland 8, Griekeland sê hulle several, want hulle kan nie regtig determine om so ver terug te gaan in geskiedenis nie. Syria 3, Turkye ten minste 3, Israel/Palestine, wat hulle eintlik nou refer to dan as Ancient Judea, so dit is baie lank terug, 1 paus, Spanje 2 pause, Portugal 1, die Nederland 1, Poland 1, Argentinië 1. Maar surprisingly, United Kingdom, Ireland and the United States, as well as Africa and Asia, the modern Asia has never had a paus. So kom ons kyk, maybe is daar iemand van Afrika soil. So gepraat van shortlist, Ramaphosa het ook sy shortlist, lyk my bekend gemaak, van mense wat hy moontlik wil
aanstel as ambassadeur in Amerika en wag vir dit Colleen, hy wil 'n Afrikaner aanstel. Dit is die gerugte op die stadium. So hy wil 'n Afrikaanse blanke man aanstel. So die mense wat op die stadium op die shortlist is. Great move. As dit die waarheid is, great move. Ja, ek het 'n opinie daaroor, ek sal nou vir jou sê. Okay. So volgens die Business Tech is die name Rolf Meyer. Mense sal hom onthou as die Chief National Party Negotiator van CODESA. Is nie al 2 jaar oud nie, Matthys. Hoe oud? 102? Ja. Omtrent, ja. Rolf Meyer is die een. Dan die ander bekende Kortbroek, die vorige minister van toerisme, Martinus van Skalkwyk. Martinus Kortbroek van Skalkwyk. Hy is ook Rolf Meyer is 77 jaar oud. Ja. Okay, 102, 77, what is a couple of years between friends nou? Jy weet? Dan is daar die Gerhardus Koornhof, die presidentse parliamentary councillor en ook die seun van die oorlede Piet Koornhof. Ek weet nou niet, is dit nog 'n Koornhof? Ja, en dan Andries Nel, die Deputy Justice Minister. So dit is die 4 name, lyk my, wat op die stadium in die hoed gegooi is, die Afrikaner blanke mans, wat dan nou in lyn staan om die ambassadeur van Amerika te word. Ja, dis ook 'n klomp oud toppies. Ek sien Gerhardus Koornhof is 72. Ek meen, I'm not being ageist here, guys. Rarig, ek probeer rarig nie. Ek het vandag gehoor ek is ageist, so ja. Ek kan nie ageist wees, want meeste van ons vriende ons is middle age. 80. That's true that. Meeste van wie ons hou is boot 80. My probleem met die hele ding is ek verstaan heeltemal wat Cyril dink hy doen. Hy stuur nou 'n Afrikaanse blanke man om nou te wys dat ons as Suid-Afrika gee ook vir blanke mans 'n geleentheid. Die probleem is dat as hy 'n blanke man stuur, maar hy stuur nie vir hom die toolkit wat nodig is, gaan dit nie help nie. Dit maak nie saak wie jy stuur nie. Jy kan iemand pink, pers, oranje, vrou. Wat moet in sy toolkit wees, dink jy? Die groot probleem wat Amerika het, hulle het nie vir Rasool uitgegooi omdat hy 'n Indiër man is nie. Ja, hulle het nie hulle gaan nie 'n probleem hê as daar 'n swart man gaan, of 'n swart vrou, of 'n Indiër, of 'n kleerling. Dit gaan oor die beleide. Dit is hulle probleem. Wat se mandaat stuur jy mee? Exactly. Dit is wat Amerika die probleem mee het. Hulle het nie 'n probleem met die persoon nie. En nou dink Cyril dat dit gaan dit oplos. Hulle stuur nou 'n blanke man, maar met dieselfde beleide, met dieselfde probleme. Daai persoon gaan in any case teen dieselfde deur vasloop. So ek weet nie wat is sy plan nie. Ek weet nie of hy dink hy gaan Amerika humor met dit nie. Maar I don't understand. Want ek dink nie hierdie ding gaan enigstens gewig dra nie. Dis letterlik om iemand oorlog toe te stuur, om 'n soldaat oorlog toe te stuur sonder 'n geweer. Dis wat jy doen. Ek hoor wat jy sê. Kyk Matthys, ek dink hy kon 'n kakker besluit gemaak het. Ek meen hy kon nou iemand baie so ek meen kyk vir wat is sy naam, wat ons geen gunste doen nie, ons minister van Durko, Ronald Lamola. Ek meen, as Ronald sy mond oopmaak, hy doen ons geen gunste nie, maar eintlik, hy het die fisiese profiel. Hy's 'n jongerige, maar dis dit van die probleem is op hierdie stadium in politiek, nie net in Suid-Afrika nie, maar wêreldwyd. Dis 'n klomp oud toppies wat hierdie en daar's niks vernuwing nie, daar's niks nuwe idees nie, daar's niks verteenwoordiging van die nuwe generasie wat opkom nie. So kyk na Ronald Lamola, hy's 'n jong, good-looking black guy. I just wish met alles in my dat ek kon sê hy is intelligent, want dit is hy ongelukkig nie. Gevaarlik is hy wel. So as hy sy mond oopmaak, uiter hy al die verkeerde goed, maar ek laat my nie vertel nie, Matthys, dat in hierdie hele land van ons kan ons nie 'n jong male of female swart great mind kry om hierdie rol te gaan vervul nie. Ek kan dit nie dink nie. Wel, Colleen, kom ons dink gou mooi daaroor, kyk wie is in die beheer van ons land.
is dit die uitverkorene leiers? Is dit die denkers wat ons wil hê wat die land moet aanstuur van wees? So dit is 'n probleem wat ons het. Maar kom ons kyk of Cyril se plan uitwerk en of dit nie dalk maar net gerugte is nie. En kom ons kyk wat die wit oomies, wat die wit toppies daar in Amerika kan regkry vir Suid-Afrika met ou Trumpie. Interessant. Ja. Maar kom ons gaan eers na Dr. Rian van Vieren toe, en na die tyd kan ons dan vinnig praat oor 'n paar ander interessanthede. So, Okay. Dr. Rian van Vieren is 'n toekomskundige, horisonskandeerder vir die Instituut van Toekomsnavorsing in Stellenbosch, en soos ek gesê, die stem agter Môre onder die soeklig, die nuwe potsending wat eerskomende maandag beskikbaar gaan wees op Afrikaans.radio. Na meer as 40 jaar diens in Suid-Afrika se intelligensiedienste met poste in Pretoria, Wene en Beijing, het hy na aftrede sy fokus verskuif na navorsing en toekomsdenke. Hy is ook 'n jarelange bydraer tot die Afrikaanse Wikipedia en nou ook 'n bekende stem op radio. Vanaf volgende maandag bring hy elke week vir ons vir die volgende, ek het nog 20 weke, maar ek sien hy is besig om die hele tyd te rekord, so ons gaan vir die volgende Ja, hy is aan die gang, klomp hoor. weke luister na sy potsendings, en Ons moet hom dalk Amerika toe stuur. dit Daar's kan nou vir jou interessant wees. gedagte. Dit kan Ja. interessant wees. En ek het na 'n paar van die goedes gekyk of geluister al, en na die lys ook gelees is wat jy, en regtig fascinating topics. En baie lekker gesprek wat ons met Rian gehad het. So kom ons hoor wat sê hy oor toekomsdenke en toekomsvisie en wat vir ons voorlê in Môre onder die soeklig. Rian, jy's 'n toekomsdeskundige en 'n kenner in toekomsstudies. So ek dink sodra mense dit hoor, dan dink iemand dadelik aan 'n sinnigere vrou wat in 'n karavaan sit met 'n glas bil. Maar hierdie is nou inteendeel glad nie dit nie. Dit is actually gewindeer op science. So kom ons, voordat ons begin, en daar's soveel vrae en konsepte, en ons is baie opgewonde oor die nuwe program Môre onder die soeklig wat jy aanbied, wat op Afrikaans.radio van volgende week af beskikbaar gaan wees. Maar kom ons begin dalk net eers oor 'n breë trekke van wat is toekomsstudies, om almal wat nou luister wat dink aan 'n glas bil, om dit nou net eers uit die pad uit te kry. Ja, kom ons begin dit so om te sê, stel jou voor jy staan op 'n heuwel, jy weet, en jy kyk uit agter jou, is daar 'n paadjie wat jy geloop het, jy het krom, jy het foute gemaak, jy het geleer, en jy kyk na jou vorentoe en jy sien daar's magte om ander klein paadjies wat daar uitloop. So dis al die moontlikhede wat die toekoms voorhou. So dit is nie daai kristalbal om te sê, okay, gaan nou daai een paadjie vat, maar dis om te kyk na die moontlikhede, die waarskynlik en die verkieslike toekomste wat vir jou in die vooruitsig sit. So jy vra hierdie groot vrae, jy weet, waar is jy op pad, wat het verander, hoe kan ons in die toekoms kyk? So toekomskenners versamel basies leidrade van vandag. So dit is tendense in tegnologie, omgewing, politiek, kultuur. Gebruik ook gereedskap so scenario's, kausale gelyste modelle, kartering. En daar's 'n klomp tegnieke wat jy gebruik. So dit moet jou basies te buite staan om op 'n wetenskaplike manier te kyk na vraagstukke soos sê, maar klimaatverandering, wat stede kan hervorm, hoe gaan KI onderwys byvoorbeeld transformeer, wat gaan gebeur as outomatisering, jy weet, alle werk oorneem. So dit kyk na hierdie soort van, daar's heel wat interessante terme, en ek spandeer spesifieke episodes op van hulle, soos atmosfeerverskywing. Ek dink in Engels is dit vibe shift byvoorbeeld. Dis net ewe skielik is hier totaal, ek dink in sekere sin die Trump 'n vibe shift veroorsaak in die wêreld. Ja. Die skoenlapper effek byvoorbeeld, waar jy weet, dit kom uit Gauss teorie, waar 'n skoenlapper wat sy vlinders klap in Hong Kong veroorsaak 'n tifoon in Amerika 'n week later. Buigpunte, belangrike ding, soos ek dink 'n wiel is byvoorbeeld, die uitvinding van die wiel was 'n groot buigpunt geweest, maar om in vandag se dae om buigpunte raak te sien, KI kan byvoorbeeld 'n belangrike buigpunt wees. So die swart swane, jy weet, goed wat ons tref, wat ons nie verwag nie, grys renosters, soos die COVID, jy weet, almal het geweet daar kan so iets kom, maar dan as hy kom is ons steeds. So dis die tipe van goed waarna ons kyk. So dis nie dis nie net vir wetenskap fiksie skrywers nie, maar dis basies 'n wetenskap, en
regerings, besighede, opvoeders, selfs gemeenskappe kan dit gebruik, maar ek dink self wat met my idee ook met die praatjie is, om selfs elke individu, jy weet, ek dink in sy lewe is daar 'n plek vir toekomsdenke, en miskien is dit help mense om net 'n bietjie anders oor aspekte te dink. So ek het ook gedink om miskien mense sê, wat is dit nie? Want ek dink dit is baie belangrik, en ek dink jy het dit daar reeds genoem, dit is nie waarsêry nie. Dit is nie die kristalbal. Ek het een keer iets geskryf vir 'n publikasie en ek was so geskok geweest toe ek sien die beeld wat hulle gebruik het, is 'n kristalbal. Dit is presies wat ek nie wou gehad het. Dit is nie wetenskapfiksie nie, maar dit kan wetenskapsie inspireer, maar dit ook anders toon. Ek bedoel, baie wetenskapfiksie HAL byvoorbeeld in Star Trek, en ek bedoel, baie van daai goed het tegnologie geïnspireer. En dan is ook nie net neigings of voorspellings. Kyk, neigings is baie belangrik in toekomsstudies, soos in wat is die neigings, maar dit gaan meer oor om daarin, ek kan sê, te unpack, om te gaan kyk na wat is die dieper liggende faktore in neigings en 'n projektering. En ek wil ook amper sê, toekomsstudies is nie passief of neutraal nie. Dis nie een van daai dissiplines wat so half kyk na die wêreld en sê, dis hoe die wêreld is en nou maar. Nie lineair. Einde van die storie. Ek byvoorbeeld in die potgooi probeer ek ook om altyd in die einde soort van 'n wegneem idee te gee, soos en baie keer is daar 'n oproep tot aksie, jy weet, soos in, ja, hierdie ding is miskien 'n groot bedreiging, maar jy weet, miskien moet ons in hierdie opsies dink, of in hierdie etiese reëls wat rondom KI moet geïmplementeer word, ensovoorts. En dan die laaste ding, en ek sê dit ook in ding van die beginprogramme, daar is nie net een doel, dis toekomste. Want dis juist die punt, jy weet, jy moet amper jou verkieslike toekoms daarstel, en dan kyk, wat se stappe is nodig om by daai verkieslike toekoms te kom, so daar's nie regtig een regte toekoms nie. En ons baie keer weet, as mens na 'n situasie kyk, soos sê maar die Oekraïense oorlog, kom jy sê, die beste uitkoms, 'n moontlike realistiese uitkoms, en die uitkoms wat jy glad nie wil hê nie, so dit gaan baie oor daai, so dit is 'n sekere sin ook 'n instrument wat baie help om mense, jy weet, 'n bietjie te laat verder dink oor sake. Ja. Nee, ekskuus Matthys, dit is net vir my so interessant wat jy daar sê, Rian, ek is ook 'n kranige leser rondom systeemdenke. Systems thinking, jy noem nou chaos theorie byvoorbeeld, en jy weet, die feit dat hierdie goeders is nie lineair nie, en iets wat ook baie uitkom is dat, jy weet, goeders is interconnect, jy weet, iets wat hier gebeur, beïnvloed iets anderste, wat jy dalk nooit eers van gaan weet nie. En dit is vir my ook net 'n mindset wat 'n mens moet hê, nee, die mindset van jy is altyd reg vir verandering, jy's oop vir verandering, jy's okay met verandering. Ek dink om 'n systems thinker te wees, moet jy kan okay wees daarmee. En ek dink dit is nie net om te probeer predictions maak of uitkomste te probeer uitplot nie, maar om vir mense te leer dat hierdie is 'n manier van dink, 'n manier van wees. En dis 'n belangrike skill om te ontwikkel. En ek dink dis iets wat ons ook meer aandag moet gee in laer vlakke van onderwys ook, is hierdie manier van dink. Ek dink absoluut. En een ding byvoorbeeld wat my ook pla is, soos vir alles mense, ek bedoel, dit is so belangrik om krities te wees oor die nuussiklus wat ons tans het, en die negativiteit wat rondom baie aspekte gaan. En ek dink dis juist ook op daai aspek van hoop. Ek dink nie toekomststudie hoef noodwendig jy skry dit, dat jy sê, maar hierdie toekomststudies wat absoluut net op abundance gaan, en jy weet, alles gaan net goed gaan, en so aan, my kry ook die dystopiese kant, maar ek dink, dis miskien 'n oproep om net dieper te kyk na baie goed. Baie van die nuusgebeure is op 'n baie soort van enkelvoudige vlak, jy weet, maar daaronder dit is daar baie ander vlakke, en daar's tegnologie wat 'n rol speel, en uitkomste kan heel anders te wees as mens, jy weet, as wat mens dink op hierdie stadium. So dis juist om daai, soos jy sê, kompleksiteit en stelsels wat inherent in ons samelewing is, om dit bietjie te openbaar. Maar in die reeks probeer ek ook, ek spring rond, soos in party van die episodes gaan oor 'n baie strategiese aspek, die volgende gaan oor 'n baie spesifieke tegnologiese aspek. So ek dink om dit juist interessant te hou, en dis een van daai
onderwerpe soos ek sê wat ek nie uit materiaal gaan hardloop ooit nie. En dan wil ook die mense aanmoedig om, jy weet, as hulle terugvoer het, om voorstelle te maak van wat se tipe van daar is nou al so 22 episodes wat soort van afgehandel is. Maar weet onderwerpe wat van belang kan wees. Maar ek dink dit kan tog interessant wees. Hoorie, maar jy is duidelik 'n nuuskierige mens, want iemand wat belangstel in toekomsstudies moet duidelik anders na die lewe kyk, soos wat ons al reeds bevestig het, maar jy moet nuuskierig wees, maar jy het 'n interessante lewenspad gevolg, 'n boerling van die Vrystaat, en toe in die intelligensiedienste, en toe op die ou ende jou doktorsgraad in toekomsstudies by die Universiteit van Stellenbosch. So waar het jou begin prikkel om te dink dat ek wil spesialiseer in toekomsstudies? Ja, dit is 'n interessante aanloop eintlik. Ek het 'n baie spesifieke insident en dit het in 1988 gebeur, so baie lank terug. Daai tyd was ek was nog 'n chokkertjie geweest. Ja, was ek 'n analis op by die Nasionale Intelligensiediens op sosiale vraagstukke. En dit was baie donker tye. En dit was amper soort van baie donkerder as nou. En ek het 'n kursus bygewoon van professor Henty Boshoff van daai tyd van die Universiteit van Potchefstroom. En hy het toe nou die toekomsstudies aangebied en my lewe nog nooit daarvan gehoor. En dit was absoluut gefascineerd daardeur, soos ek het letterlik aan sy lippe gehang. Maar wat my meer beïndruk het in 'n latere stadium van my lewe is 'n deel van die kursus het ons 'n Delphi-studie gedoen. Nou Delphi-studie is 'n metodologie wat baie in toekomsstudie gebruik word, nou is waarskynlik besigheidssektor waar dit kom, wat dit eintlik net ten doel het, ek dink in daai tyd het ons stemboksies of iets gebruik, maar dis 'n tegniek wat jy 'n groep het om 'n mening te of 'n kennis te deel, maar die mense moet mekaar beïnvloed nie, want die probleem is jy 'n groep het, is daar gewoonlik een persoon wat leiding neem en die hele groep hardloop agter hom aan. So Delphi-studie al dit uit. En daar was onder meer dan toe scenario's daai tyd ook natuurlik uiteraard op Suid-Afrika en die soort van veiligheidssituasie in Suid-Afrika. En daar was ook hierdie donker scenario van die burgeroorlog. Maar daar was 'n scenario, 'n soort van vryheidsmanifest gebaseerde scenario, vrye mark, maar politieke skikking en alles. En jy weet, as individue sou nie een van ons daai scenario gekies het nie. Maar die uitkoms van die Delphi-studie was daai scenario. Ek was totaal verbaas geweest, want ek bedoel, dit was jare voor, daai tyd was die onderhandeling al in die gang, maar ek bedoel, ons was totaal onbewus daarvan. So daar was dit was net hierdie soort van idee van Masada, jy weet, hierdie revolusie kom en daar's net geen manier wat dit keer kan word nie. Maar hier kom hierdie Delphi-studie en sê nee, maar wat toe op die ou einde in 1994 uitgespeel het, die tipe van oplossing wat Suid-Afrika bereik het dit basies toe, jy weet, korrek geïdentifiseer. En dit het so half in my agterkop gebly. Ek het toe my magister het gedoen oor kernwapens, oor kernverspreiding en Suid-Afrika se rol daarin, soos die Suid-Afrikaanse kernwapenprogram ensovoorts. En toe ek dit afgehandel het by UNISA, wou ek graag iets oor informasieoorlogvoering doen en het toe nou daar begin rondvra, maar die professor was nie regtig bereid op daai stadium nie en ek kon ook nie by 'n ander universiteit regkom nie. En toe loop ek in professor André Roof was ook in 'n kursus wat hy vir ons kom aanbied het. Hy was daai tyd die direkteur vir die Instituut vir Toekomsnavorsing in Stellenbosch. En ek vra hom toe nou, jy weet, wat van, en hy sê toe nee, dis reg, en dis toe basies hoe ek, en ek was ook in 'n sekere sin gelukkig geweest. Die Instituut vir Toekomsnavorsing in Stellenbosch Universiteit bied toekomsstudies nou aan, maar nou 'n voorvereiste om 'n doktoraal te doen, daar is 'n diploma, sowel as 'n magister wat jy moet eers doen. Maar ek was een van die min mense wat in die beginstadium gelukkig was om direk te beweeg na die doktoraal toe. So ek moes maar in my doktoraal basies my toekomsstudies geleer het, so ek het 'n redelike lang hoofstuk daaroor gehad ensovoorts, maar dit het my net totaal meegesleer. En ek het toe ook na ek my doktoraal gekry het ek ons noem dit 'n horisonskandeerder begin werk vir die Instituut vir Toekomsnavorsing. So horisonskandering is basies jy kyk na 'n soort van swak syne wat ons dit noem.
'n goeie voorbeeld wat ek miskien kan noem uit die geskiedenis uit was toe Bill Gates in universiteit was, het hy in Popular Mechanics op bladsy 108 dink ek, was daar 'n klein artikeltjie van 'n digitale masjien wat motors getel het, nee. En daai artikel het veroorsaak dat hy bedank het en Microsoft begin het. En bloot oor die feit dat hy die betekenis van hierdie masjien, wat natuurlik niks werd is of enige nergens heen gegaan het nie, maar die feit dat digitale instrument tot op daai vlak verklein kon word, het onmiddellik het Bill Gates die potensiaal gesien en uit Microsoft begin. En ek bedoel, daar is 'n goeie voorbeeld van, jy weet, soos die wat te swak zijn as jy die regte een identifiseer. So, toe ek nou met daarbij betrokke geraak, so dit natuurlik ook sedert 2016 het heel wat teks gegenereer, so ek kan van die teks ook nou inwerk in my huidige programme, en dit werk ook lekker, omdat dit omtrent, jy weet, 5 minute, so 700 woorde, so dit is so 5 minute, so ek kan van die goed ook gebruik, 'n bietjie opdateer en sovoorts. So, na ek nou afgetree het, jy weet, het ek aanvanklik gedink om meer soos 'n handboek of so iets te skryf, maar ek het gou besef dat, ek weet nie, dit rarig, dis my niche is nie. Exactly, en die ding is ook, ek dink daar kompeteer jy weet, dis baie moeilik om iets te kry, gepubliseer te kry, maar ek besef ek weet, toekomststudies bied eintlik so interessante onderwerpe ensovoorts, en weet, wat van 'n jy weet, meer so iets, en ek was op daai stadium baie betrokke, ek is nog steeds betrokke by die Afrikaanse Wikipedia, en ons het ook outreach na radiostasies toe, so ek praat gereeld elke week of so met 'n radiostasie iewers, en toe ek nou met die mense by in Bredasdorp gepraat, Radio Oeverberg, en die omroeper was toe nou baie geïnteresseerd in my agtergrond, en ek het toe voorgestel, wat van ons probeer so radiopraatjie, en sy was toe goed gunstig ingestem, en van verlede jaar begin ons dit toe nou uitsaai weekliks, maar dit is natuurlik 'n klein gebied wat dit versprei word, en ek dink weer die aard van die insette is ook so dat dit strategies is en sal waarskynlik vir 'n paar jaar van relevant wees, so ek het gedink, potgooi alternatief vir die programme dis goed, jy weet, en ek dink daar kan 'n potensiële mark daarvoor wees. So dis basis wat ek, en sover, weet, is ook goed, ek het die momentum, dis nou nie, hoef jy nie self dood te werk nie, maar ek bedoel, jy kan een of twee per week produseer, en dis vir my ook interessant. En dis iets wat vir jou lekker is. Dis lekker om die navorsing te doen ensovoort, ja. En baie meer waardevol en verteerbaar as 'n handboek. Baie dankie vir dit. Ons het genoeg handboeke. Ja, ek dink so. Ons praat nou oor die reeks, so kom ons gaan dalk 'n bietjie in van die temas voordat ons oor 'n bietjie meer holisties praat weer oor toekomsstudies. Jy dek goeders van KI, hommeltye, die toekoms van geld. So daar is 'n wye aspek van temas oor die 20 episodes wat ons dan nou van volgende week in maandag af gaan loods hier op Afrikaans.radio. Maar watter van die temas wat jy sien, soos KI, geld, oorlog, hommeltye, landbou, wat dink jy is van die belangrikste temas wat ons moet aan aandag gee in vandag se wêreld? Kom ons praat dalk in Suid-Afrika konteks. Ja, dit is nog wel 'n moeilike vraag. Ek dink, weet, daar is soveel goed wat besig is om te gebeur, jy weet, veral omdat ek ook miskien bietjie uit my agtergrond uit, jy weet, rondom die geopolitiek. Die een wat ek byvoorbeeld oor geopolitiek in 'n tegnologiese area gedoen het, praat van die basiese verskywing van geopolitiek van territoriale oorheersing na die oorheersing van data en konnektiwiteit. Nou, in 'n sekere sin is Suid-Afrika hier half 'n bystander en jy weet, kyk toe op hoe China en Amerika mekaar seker eendag geopolities op hierdie velde gaan aanpak. Maar die konsekwensies daarvan gaan geweldig wees, en ek bedoel, dit kan ook jy weet, totale bifraksie van tegnologie in die toekoms veroorsaak. So ek dink daar's 'n klomp goed wat gebeur wat nogal op daai gebied wat nogal kommerwekkend is. Ek weet nou nie so seer van aksie wat ons kan doen om maar ek dink dit is tog goed om kennis daarvan te neem. Te weet daarvan, ja.
nie weet jouself te posisioneer. Dan die een byvoorbeeld wat ek oor die scenario metode gedoen het, is ook interessant, want ook terselfdertyd weet met die oorgang van na Suid-Afrika toe, was daar die scenario's 'n baie belangrike rol gespeel, en ek dink nie veel mense dit weet nie. Daar was iets 3 groot scenario oefeninge wat daai tyd hier in die vroeë 90's te doen was, dis onder meer die Anglo-America en die Old Mutual en ek dink Montfleur. En daardie scenario's is op hoë vlak daai tyd om, veral op die nie-regeringsorganisasie vlakke en ook selfs binne die regering en sovoort, bespreek, en die high road, low road, dink ek was onder meer die Anglo-Amerika, en dit het 'n belangrike rol gespeel om soort van die sosialistiese inslag van die ANC basis te verminder en te ondermyn en op die ou einde die besef te neem dat daar wel 'n meer kapitalistiese tipe van nuwe deling en ook respek vir menseregte en al daardie tipe van goed. So dit is vir my ook interessant en ek gedink, jy weet, jy is die scenario metode ding, want ek dink nou moet daar gepraat word van 'n nasionale dialoog en so aan. Miskien begin dit ook nou weer tyd word om soortgelyke scenario's in Suid-Afrika te doen, dan kan jy nou met die regering van nasionale eenheid en so voort. So miskien is daar nuwe opsies wat tans om voordoen en dat daar sulke narratiewe moet begin ontwikkel, jy weet, so ek wens eintlik iemand wil sulke narratiewe begin want ek dink ons is weer op 'n punt waar dinge, jy weet, rof is. Ja. Dis ons moet meer proaktiwiteit. Ja, back to the drawing board. Ja, en dan, so ek sê, dit is so moeilik, maar ek probeer nou nie spesifiek om jy weet, enige van die goed direk tot Suid-Afrika tans te koppel nie. So my idee is om soort van 'n klomp verskillende onderwerpe te hê en dan miskien op 'n later stadium te kyk, hoe kan ek hierdie goed integreer dan miskien in 'n boek of miskien in 'n, jy weet, 'n ander formaat en miskien bietjie nader bring en jy so dis tans 'n bietjie meer in terme van 'n breë opvoeding, breë net om mense bekend te maak ook aan die tegnologie, die terminologie en sulke goed, weet, en die manier van dink en so aan. Maar as jy die horison nou so skandeer, soos wat jy nou elke dag moet doen, as deel van die lens waarna jy die wêreld na kyk. Ek weet een van die groot vrese wat daar is onder mense die afgelope wyle al is kunsmatige inseminasie, nie Matthys, kunsmatige intelligensie. En Tot party mense vrees dit ook, Matthys. Inseminasie is nie altyd lekker nie. Wel, dan kan jy moontlik dalk 'n beter sperm kry as jy daai roete gaan. Maar dink jy ons moet bang wees vir kunsmatige intelligensie? Baie mense sê dat jy gaan jou werk verloor. Die wêreld is besig om alles deur robotte gereël te word en bestuur te word en ons is eintlik maar deel van die tegnologiese kapitaal eintlik. So moet ons bang wees vir kunsmatige intelligensie. Ek nou op met die inseminasie ding, intelligensie. Seker reg met die intelligensie. Ja, duidelik. Ja, dit is die biljoen rand vraag en dit is verskriklik interessant. Ja, dis iets wat ek baie in belangstel. Ek kyk baie YouTube video's van Heinz en daai tipe van mense, Harari en al die mense wat daaroor praat. En dit wat vir my die mees interessantste is, dit weet van die mense wat die mees kundige is oor hierdie goed, Jan, en daar's veel mense wat regtig in die voorpunt van die tegnologie staan, maar hulle verskil hemelsbreed oor die impak hiervan. Daar's regtig mense wat sê dit is die utopia, weet, ons gaan net rustig rondsit en ons eie stokperdjies bedryf en die ekonomie gaan in die agtergrond hierdie robotte uit die gou gehou word. Anders sê, nee, jammer, want ons is geskiedenis, die kunsmatige intelligensie en daai beleining, daar's 'n baie belangrike konsep en dit noem dit beleining, is die KI belein met menslike waardes en sovoorts. Hulle sê daai beleining gaan nie plaasvind nie, hulle gaan dood eenvoudig net hulle eie beleining verbou en volg en ons gaan die slagoffers daarvan wees. Ja, nee, ek weet nie regtig. Ek is in 'n sekere sin op waar ons tans is ek positief. Ek dink ook die debat rondom die beperking en kyk, ons is nog definitief in beheer en ek dink nie, hulle gaan in beheer wees oor 'n kort, wel nie 'n kort tydperk in elk geval. Maar ek dink dit is tog belangrik daai debat rondom beleining en veiligheid ensovoorts. Maar nou hierdie, soos wat nou gebeur het met DeepSeek, jy weet, kyk, dit was 'n groot skok vir Amerika gewees,
want dit is nie veronderstel om te gebeur nie, in die sin van, Amerika so ver voor in terme van hulle groot taalmodelle ensovoorts, en hier kom 'n klein Chinese upstart en wys dat dit baie goedkoper is, en met baie beperkte halfgeleiers wat hulle tot hulle beskikking het. Jy weet, het hulle ook 'n model op die tafel gesit en hulle die hele appelkar in 'n sekere sin omgegooi, en dit het gebeur dieselfde dag as wat hulle Stargate, nie wil hulle Stargate weet nie, maar Stargate se projek wat ek dink Trump dag 1 aangekondig het, waar daar ek dink $10 biljoen gaan geïnvesteer word in datacenters in Amerika nou om KI op te lei. Hier kom 'n klein Chinese firma en wys jy het nie $10 biljoen se datacenter nodig nie. So dit is 'n verskriklike onbekende veld, maar ek dink 'n verskriklike belangrike veld om laat te doen. As jy gaan kyk na byvoorbeeld die navorsing op mediese gebied, ek bedoel die persoon wat hierdie jaar, ek dink nie sy naam nou onmiddellik onthou nie, maar hy het dit vir chemie gekry. Ek bedoel, hulle het ek dink die vou van proteïene en sulke goed gedoen, en jy weet, soos dat in 10 jaar dink ek kon hulle iets soos 80,000 gedoen het, en hulle het binne 2 dae 200,000 gedoen. Wow, so die impak op goed soos die medies ensovoorts kan fenomenaal wees. Het kan regtig vir die eerste keer kan ons miskien kanker oorwin en daai tipe van goed. So daar is geweldige goeie goed wat daar uit gaan voorspruit, maar die vraagstuk rondom KI-veiligheid dink ek is 'n prioriteit, en ek is bekommerd oor wat nou in Amerika gebeur. Deel van die gevolge van die Trump-administrasie is dat hy basies daardie platforms die vrye teels gegee het om net te doen wat hulle wil. So ek weet nie, baie mense redeneer dat regulatoriese maatreëls nie regtig KI kan inpak nie, en dat KI 'n swart boks is wat ons nie weet wat daarna aangaan, dit ook al hoe meer en meer waar word. Maar ek dink dit is 'n scary ding, Rihanna. Kyk hier naweek net, jy laat my nou aan 'n reeks kyk wat ek 'n reeks dink wat ek die naweek gekyk het. Ek weet nie of jy dit ooit gesien het nie. Die reeks naam is Black Mirror. Black Mirror, ek het dit gekyk. Ja. Wat hulle nou speel met ook van hierdie scenario's wat kan uitspeel rondom kunsmatige intelligensie. En jy wat nou praat oor die medisyne, dit herinner my nou aan die een episode waar hulle iets in 'n vrou se brein ingeplant het om haar lewe basies te red van 'n tumor of iets wat gegroei het in haar brein. En dan kom daar etiese deel in, van hierdie is nou merkwaardig en dit, jy weet, dit red lewens en dit kan soveel kwaliteit tot ons toevoeg, maar dan kom die subscriptions in en dan die hele storie speel uit rondom hierdie maatskappy wat dan vir haar, hulle doen nie operasie vir haar verniet. Ek meen, ons ken hierdie besigheidsmodel, ons gee vir jou iets verniet, maar dan moet jy 'n subskripsie betaal vir dit elke maand. So die operasie is verniet en dan moet sy nou $300 of whatever dit was, subskripsie betaal. En dan bring hulle nuwe subskripsies in, so dan begin sy naderhand ads speel, deur haar mond speel sy advertensies vir mense, en sy kan niks daaromtrent doen nie, totdat sy nie meer geld betaal en jy weet, upgrade na 'n hoër subskripsie toe nie. So ja, dit is baie interessant om aan hierdie goeters te dink, en iets soos Black Mirror, jy weet, ek dink, ja, hulle speel baie ekstreme situasies uit, maar dit is goed op 'n etiese vlak wat ons ook in ag moet neem en van bewus wees. Jy weet, going forward en hoe ons onsself gaan blootstel aan al hierdie wonderlike verwikkelinge en verbeteringe. Ja, absoluut so. Dis wat ek sê, die etiek van kunsmatige intelligensie gaan waarskynlik 'n groeiende studierigting word en gaan so belangrik wees op die ou einde. Maar ek dink die probleem lê rondom die toepassing hiervan. Soos ek sê, as hierdie maatskappye vrye teels gegee word om te doen wat hulle wil, jy weet, daar binne hulle self is daar dan ook van die maatskappye wat natuurlik meer verantwoordelik is as ander. Maar nog steeds, jy weet, mens weet nie wat ons daai punt gaan bereik wat die Ons hoopelik gaan 'n bietjie meer eties wees as die huidige farmaseutiese maatskappye. Kom ons hou maar net duim vas dat geskiedenis ons iets sou geleer het. Een van die ander topics wat ek vinnig gesien het wat nogal vir my interessant is jy het gepraat oor landbou en ek dink dis 'n baie belangrike topic om aan te raak, veral in Suid-Afrika in ons standsituasie met moontlik AGOA en verder, maar iets van alternatiewe vleis. Wat is dit? Hoe moet ek nou begin bang raak
dat ek nie meer 'n stukkie, 'n choppy en 'n fuck choppy. Dis 'n bees wat na alternatiewe musiek geluister het, Matthys, en 'n Wana T-shirts gedra het. So wat beteken alternatiewe vleis? Ja, nee, daar's regtig 'n alternatiewe vleisrevolusie. So en ek bedoel dis 'n een punt waar Suid-Afrika definitief jy weet betrokke kan raak. Maar kyk, daar's basies twee benaderings. Die een is gekultiveerde vleis. So dit is waar basies proteïene gebruik word in 'n laboratorium waar jy dan vleis namaak. So dis glad nie, jy weet, dis glad nie dan diere wat gebruik word nie, maar dit is basies word gemaak in 'n laboratorium. Dan plantgebaseerde vleis, dis nou meer goed soos soja, jy weet, dis soos om basies die bestaande plante en dan resepte te kry. So dit is iets wat meer in lyn is met die normale landbou, en dit kom byvoorbeeld in Suid-Afrika dink ek wel voor. Jy weet, maar ek dink dit gaan by jou en baie belangrik wees, want daar's 'n hele biotechnologie bedryf wat natuurlik agter hierdie twee goed sit. En beide van hulle kan groot werksverskaffers wees. Nou, ek weet nou nie noodwendig die vleisboere gaan waarskynlik nie so beïndruk wees met dit, want dit gaan natuurlik, jy weet, vleispryse afjaag. Maar ek bedoel, dit is 'n realiteit in die wêreld dat daar redelike aandag aan gegee word. 'n Deel van dit is ook natuurlik half gedryf deur die klimaatkrisis, en weet nie so dit miskien 'n beter alternatief sal wees. So dit kan impak hê op ekonomie en op die landbou. So dis beide geleenthede en ook 'n bedreiging dink ek, maar dit is definitief iets wat mens ook ek is spesifiek daarna verwys, want ek dink ook in terme van baie keer is daar byvoorbeeld nie regtig beleid rondom van hierdie aspekte nie. Daar gebeur goed in tegnologie wat is asof weet, miskien nie Suid-Afrika nie, maar ek dink die hele wêreld is groot dele van die wêreld is ver agter met terme van beleid. Hoe hanteer ons dit, hoe bestuur ons dit? Ek bedoel, KI is 'n klassieke voorbeeld. Nou wel die summits on AI security wat nou derde wat plaasgevind het, maar in wese is uit 'n regulatoriese oogpunt is die wêreld agter, jy weet, en die tegnologie voor. So dis asof die beleidsmaker die hele tyd moet catch-up speel om goed te laat gebeur, maar dit ook natuurlik die ander voordeel van die tipe van skandering so goed is dat dit mense idees gee, miskien vir besighede of miskien moet ek hierna kyk of miskien moet ek kyk na om multitye te gebruik op my plaas, jy weet daar. Ja, maar jy kan moet eenvoudig dis jy gaan kyk of jou krippe reg is, of jy met die bakkie 2 myl hierdie sandterrein nie kan die hommeltuig stuur om te gaan kyk. So ek wil daar is definitief jy weet van die tegnologie wat van waarde kan wees, en al is dit dan net op 'n kleiner vlak. Ek verstaan net glad nie hierdie alternatiewe vleisgoeders wat ons al reeds kry in die winkels, dan is dit hierdie 'n vegan patty, maar dit bloes soos vleis. En dan dink ek, jy wil nie vleis eet nie, so hoekom doen jy dit? Maar daar's duidelike mark daarvoor, maar dis my persoonlike probleem, I just don't get it. 'n ander ding wat ek dink wat belangrik is, tans waar ons nou staan in die wêreld en in Suid-Afrika, ek meen dis die 22 April, tans gebeur die hofaansoek van die DA teen die regering met die VAT increase. So finansies is iets wat ons almal baie van bewus is in Suid-Afrika, finansies druk, ekonomie druk. Hoe dink jy gaan die ekonomie lyk in die toekoms? En wat dink jy is die waarde van iets soos byvoorbeeld 'n Bitcoin? Dink jy daai gaan ontplof? Of waar staan ons met ekonomieë of voorneme ekonomieë in die toekoms? Die spesifieke een wat ek alreeds gedoen het, is meer oor die toekoms van geld en dit gaan spesifiek rondom die hele dilemma van crypto geld en die soort van wat daar agter staan. Ek dink dit is nogal interessant, maar kyk, die probleem met iets soos Bitcoin, die hele konsep agter Bitcoin is juist dat dit die gesentraliseerde beheer van geld laat verdwyn. Want dit het nou so hierdie blokketting wat basies dit moontlik maak. Daar's geen mens, een mens wat dit bestuur nie, is basies 'n kollektiewe poging. En die waarde dan ook van Bitcoin is, soos julle self weet, is redelik wisselvallig, maar nog steeds astronomies hoog gewees. Ek dink in die program het ek gesien
die eerste transaksie byvoorbeeld in Bitcoin, dit is eintlik is ongelooflik. Ek bedoel soos 5000 Bitcoins is vir soos $5 verkoop of so iets. En ek bedoel die waarde het sedertdien so toegeneem. Maar waar we ook spesifiek fokus is ek dink wat baie reservebanke tans doen, en ek dink ons reservebank is ook een van hulle, is om te kyk na 'n soort van 'n sentraal bank gewaarborgde digitale geldeenheid. So dis anders dan in die sin van Bitcoin waar daar geen sentrale beheer is. Dan is daar sentrale beheer. So baie van die reservebanke begin te kyk daarna, en ek dink China en veral Swede is redelik gevorderd daarmee. Want ek dink hulle sien die waarde van digitale geld. Ek bedoel, as mens net selfs kyk na ons eie gedrag nou, en ek bedoel hoe min mens nou eintlik kontant gebruik. As mens al meer en meer, jy weet, net jou kaart gebruik en nie meer kontant het nie eers nie. So daar gaan definitief 'n verskywing, dink ek, na die digitale veld toe beweeg, maar dit is ook gevaarlik, want dis mens die fiduciêre geld net, jy weet, jy kan nie dit net uitfaseer nie. Dit kan grootskaalse onstabiliteit veroorsaak. So dit kan ook maar 'n proses wees waar dit stadig oorbeweeg, maar na 'n vorm van 'n kryptogeld eenheid. Ek het nogal gedink daaroor dat iets soos die BRICS-eenheid of die BRICS-geldeenheid wat almal nou al oor van praat 'n wyle. Dis moontlik 'n opportunity vir BRICS om te sê dat kom ons begin in die BRICS-wêreld 'n digitale eenheid. Soos 'n Bitcoin of wat ook al. Ja, in die konteks van BRICS sal ek baie verbaas is dit toegenaamd sal werk. En die probleem wat jy daar het is soos China byvoorbeeld met hulle renminbi. Kyk, dit is nie 'n vry geldeenheid in die sin van hy word basies beheer. So hy word nie aan markkragte blootgestel nie. So jou geld, en dan het jy iets soos die Indiese rupee en die Russiese roebel wat geweldig geval het na die oorlog. So die geldeenhede is heeltemal, ek moet sê, verskillend. Maar dat daar nou 'n aanslag is op die dollar, en ek dink baie van rondom die tariewe en so voorts gaan, in 'n sekere sin die negatiewe uitwerking daarvan gaan wees juist dat baie lande weg gaan beweeg van die dollar as die sentrale geldeenheid van die wêreld. So dit gaan definitief impak hê, maar daar's geen duidelike alternatief op die oomblik nie. Maar dit kan ook redelik vinnig verander natuurlik. Jy weet, mens moet maar net lank genoeg aangaan met die tariewe storie en daar sal wel alternatiewe op die tafel kom. Maar ek voorsien dat dit is 'n baie komplekse probleem en dit gaan nie sommer gebeur nie. Ek dink nog steeds selfs vandag is omtrent 80% van alle handel in dollars. So baie wat BRICS wel wou doen, en dis eintlik, ek dink ook dis die hele idee van geldeenheid buite verband geraak. Wat BRICS basies sê het, is hulle kyk na moontlikhede om in plaaslike geld dan jou transaksies te doen. So met ander woorde, as ons met Indië handel dryf, het ons dan met ander woorde in rupee en rand betaal. Jy weet, maar selfs dit is problematies. Ek bedoel, Rusland is bekend daarvoor dat hulle massas olie na Indië toe uitgevoer het, dus het hulle met berge rupies, wat hulle nie weet wat om mee te doen. Dan hulle het nie, dat is iets, hulle het nie andersins wat hulle regtig wil hê nie. So, ja, dis is 'n baie komplekse faktor, die hele idee van hoe die wêreld se toekomstige, jy weet, ekonomie gaan lyk en hoe die geld gaan funksioneer. En sien as jy nou so praat van geld, wat dink jy oor goud? Is dit maar nog goeie ou goud? As ons 'n spaargeldjie het, koop ons maar nog 'n ou kreerandjie? Dit lyk so, as mens kyk na hoe geweldig goud die afgelope tyd toegeneem het, maar ek dink dit is, jy weet, dit is nou maar die een ding wat nou gebeur met die tariewe wat dan vandag aan is en van môre af is dit skep geweldige ekonomiese onsekerheid, en dis die een ding wat die mark nie wil hê nie, is onsekerheid. So dit bly maar jy weet, jou hawe dan, so mense koop maar goud en jy weet, hulle voel dat waarde gaan miskien daar gehou word. Of dit kan aanhou om te styg, weet ek nie, want dit sulke hoë vlakke nou bereik, jy weet, jy kan nou daar ook 'n regstelling hê op 'n stadium. So, maar op die oomblik lyk dit nie te sleg nie, is dat dit so. Ja, nee, verseker. Ek onthou toe ek jonk was daar 'n program op Sondagmiddag gewees, Beyond 2000. En ek het dit slaafs gekyk, elke Sondag. Wat ek nie
Dan het was dit karre wat gevlieg het en dit en dat en ek onthou my ouma het altyd vir my gesê dat in die jaar 2000 dan gaan karre vlieg en ons gaan R200 vir 'n brood betaal en ons gaan nie meer kos hê nie, ons gaan pilletjies eet en dit was al die stories wat ons geglo het in daai tyd en dit was in die early 90s gewees. As jy nou moet kyk na Beyond 2040, wat sien jy vir Suid-Afrika? Een groot veranderlike is weer eens om terug te gaan na wat KI se impak gaan wees op nie net ekonomie nie, maar op die gemeenskap. Ek dink dit kan 'n enorme impak hê. Soos ons reeds net nog gesê het, of baie positief of baie negatief. Maar ek dink dat ons regtig nou miskien staan op 'n soort van 'n veranderpunt. Jy van daai buigpunte wat ek so van praat. Ja. Dat jy weet, as jy praat van 40 jaar, dan dink ek daar gaan redelike veranderings wees. En baie van dit gaan rondom hierdie hele debat oor, hulle noem dit kunsmatige algemene intelligensie. Dis nou basis van 'n KI nou menslike intelligensie heeltemal totaal verbysteek en soos van superintelligensie volk. Jy sien Matthys, as ek moet vir jou sê, jy moet nice wees met ChatGPT. Kan nie wag nie. Ja, maar nou sien ek sien jy is vandag 'n artikel hulle sê nie die thanks en so aan kos miljoene dollars. So die oomblik wat jy ekstra goed byvoeg, dan voeg jy koste by. Kyk, so klaar, die is duur om te soek. Seker 20 keer duurder as Google. Dus elke keer as ek vir ChatGPT sê baie dankie, dan kos ek iemand geld. Dan kos dit geld, ja. Ja, so dis ek sê, jy weet, dis ongelukkig en ons is nog nie 'n kristalbal om te sê wat dit gaan of baie goed gaan of baie sleg gaan, maar ek dink tog mense moenie, jy weet, Afrika afskryf nie en daar is baie geleenthede, jy weet, kyk, klaar in Afrika het ons sekere tegnologie kom ons sê frog jumping in Engels, nie wat dit in Afrikaans is, want waar jy byvoorbeeld direk, jy gaan direk van, jy weet, geen foon na direk na selfoon en daar's nie landlyne nie. So baie van die tegnologie kan miskien, jy weet, baie van ons probleme aanspreek, sonder dat jy nou al hierdie, jy weet, massiewe infrastrukture ensovoorts moet inrig. So daar kan tegnologiese, jy weet, oplossings kom en geleenthede kom wat Afrika miskien, kyk, Afrika is die enigste kontinent wat verskriklike jong bevolking het, nee. Ek wil as jy gaan kyk na lande soos Japan is byvoorbeeld, ek wil hulle is gedoem. China, die een kind beleid het China doodgemaak, ek bedoel strategies gesproke is hulle in groot moeilikheid. Hulle het al hierdie massiewe infrastruktuur gebou en nou kom hulle agter, daar's die mense daar's die mense om die pensioene te betaal vir, jy weet, en daar word die mense baie Rusland ook, ek bedoel, nou maak hulle nog oorlog ook om het nog erger te maak, as net gaan kyk na hulle bevolkingstendens is skrikwekkend. So, daar kom groot probleme net op die bevolkingstype van traject en Afrika is die een plek wat groei, so dis is die een plek waar die markte gaan wees, dis die een plek waar baie goed kan gebeur. So ja, nee, dit is, maar daar is ook aansienlike bedreigings en aansienlike probleme wat nog oorkom sal moet word. Ja, Afrika het sy unieke uitdagings, en hopelik sal die toekoms vir ons beter oplossings gee vir Afrika se probleme eintlik. Mens dink aan die toekomsvisie ook of toekomsstudies in die toekoms en dan sal baie mense sê maar dit is net iets wat gebeur. Ek het nie regtig beheer daaroor nie. Wat is jou antwoord op mense wat dalk skepties is oor die beginsel van toekomsstudies? Nee, uiteraard gaan mense kry wat skepties en wil maar soos ek so met enige iets, maar ek bedoel, as mens regtig daarna kyk, ek bedoel, jy het geen beheer oor jou verlede nie, jou verlede is jou verlede en jy is nou hier, jy het bietjie beheer, maar ook nie veel nie. Die enigste plek waar jy 'n mate van invloed kan uitoefen is die toekoms. Ja. So ek bedoel, dit is die enigste plek waar jy kan nou miskien redeneer, ja, maar ek is nou maar net 'n enkeling en ek kan niks doen nie.
Maar jy weet, ek sien, soos byvoorbeeld waar ek die programme opneem, is in Constantia Park by 'n vriend wat 'n musikant is, en daar in sy omgewing byvoorbeeld, het een inwoner, as 'n groot soort van oop ruimte daar, het een inwoner 'n regeringsorganisasie gestig. Ek dink tans, dit is ook 'n jaar of 2 terug, maar hulle tans 3 of 4 mense wat vir hulle werk, hulle klop geld wat hulle insamel, en hulle hou die plek in stand, hulle self vir die plaaslike skole soort van 'n visserybaan daar gebou. So, jy weet, individue kan 'n verskil maak, jy weet, en jy moet miskien net jou oop maak en kyk in jou eie konteks, jy weet, loop uit in die straat, getel die vuil goed oorkant op, en weet, Nou, mens kan dat dinge met jou gebeur, of jy kan gaan deelneem aan dit. Kyk, en ek dink dis een van die ek gebruik die woord veerkragtigheid baie in my praatjies, so is resilience, ja. Daai veerkragtigheid is daar in ons samelewing, en ek dink ons geskiedenis het bewys van hoe veerkragtig ons was, soos ek vroeger genoem het, en ek was in die laat 80s in intelligentiediens, en dit is 'n baie snaakse ervaring, want ek het geweet dat die land brand, maar jy weet, as jy by jou kantoor uitloop, dan is daar mense wat lewe asof hulle in Europa lewe, en hulle het geen benul van die chaos wat besig is om onder hulle neuse te broei. Nou die chaos ons 'n bietjie ingehaal, nou is ons baie kwaad. Maar glo my, ek bedoel, daai tye is veel slegter as nou, in terme van die breë bevolking in die land, jy weet, en toch het daar, soos ek sê, weer eens terug te kom na daai Delphi-oefening, en toch het daar 'n uitkoms gekom wat ons nie altyd kon voorsien nie. So ek voel baie keer so, jy weet, ek kan self ook nie die uitkoms van baie van hierdie goed voorsien nie, maar ek dink, jy weet, wees bewus en doen iets kleins, en wie weet, miskien daai skoenlapper effek, jy weet, skop in, en jou klein dingetjie wat jy doen, word 'n groot ding. En ek moet sê, nou weer eens kyk na geleenthede, nee, en ek bedoel, ek het ook oorsee gebly, baie oorsee besoeke gedoen, ensovoorts. Genade, ek dink daar's baie meer geleenthede in Afrika en Suid-Afrika as in van daai lande, jy weet, party van daai lande is so ongelooflik geoorreguleer. In China byvoorbeeld, net in terme van, jy weet, hulle bevolking met 99% aan is tot hulle nadeel. Almal dink dieselfde, jy weet. Jy kan baie keer die eenvoudigste goed vir hulle sê, en dan is dit soos jy weet, dis 'n interessante ding, jy weet, maar dis eintlik net common sense, maar want niemand, jy weet, dink buite die boks nie. Ja. So, die grootste geleenthede lê in chaos. Ek dink dit is Henry Ford wat het gesê het, en ons sit op die stadium in die suidepunt van Afrika in 'n bietjie van 'n chaos, of 'n donderstorm, en ook so die res van die wêreld eintlik. Ons dink altyd, ons is so half uniek, maar ek dink die hele wêreld is 'n bietjie in turmoil, en in chaos. Almal paniek 'n bietjie. Ek dink baie opportunity. Soos in Europa is heeltemal uitlik comfort zones nou geneem, en ek bedoel, jy weet in 'n sekere sin het Europa eintlik baie hard gesteen op die Amerikaanse soort van verdedigingsraamwerk, en nou jy beskielik het dit net verdwyn, en nou jy beskielik moet hulle rondhardloop en probeer om weer hulle wapenindustries in die gang te kry, ensovoorts, en ek dink, ek seker reg oor die wêreld is daar tans mense wat redelik panikerig is en sterk aan die beplan is. Ek het iets gehoor wat iemand gesê het, dat Trump het letterlik ingestap en al die dummies uit die kinders se monde uitgevat, en nou skree hulle almal kliphard. En dit is eintlik hoe dit was. As jy dalk kan ter afsluiting vir ons sê, as jy môre een instelling of beleid kan verander, herontwerp, instel, wat môre en die toekoms beter sou gemaak het, wat sou dit gewees het? Jy weet, die eerste ding wat ek kan ding is in China, in Deng Xiaoping, kyk, Mao het daai land in die grond ingedryf, en toe nog dieper ingetrap. En Deng Xiaoping het nie geweet wat om te doen nie. Hy het net geweet, hy moet iets, hy het geweet, hy het een ding geweet. Hy het geweet, die Chinese is 'n verskriklike, vindingryke nasie, wat China sal omswaai in 'n wêreldmoondheid. Hy het nie geweet presies wat om te doen nie, maar hy het dit geweet.
En toe het hy begin soek na geleenthede en hy het toe nou agtergekom oor die ding van die hele idee van basies word die vervaardigingshoofstad van die wêreld, stel bouinfrastruktuur, jy weet, daar was hele paar beginsels wat hulle op besluit het. En hy het van 1978 'n wonderwerk in daai land op ekonomiese gebied laat gebeur. So hy het basies, ek wil amper sê, as ek nou sy voorbeeld moet volg, kan ons nie iets doen om soort van die vindingrykheid van die Suid-Afrikaners los te laat nie. En ek dink ons is, baie mense onderskat ons, ek het dit baie gesien, want ek was in baie delegasies oorsee wat multicultureel was. En ek het agtergekom dat mense redelik verras was. Want ek dink, Suid-Afrika het 'n vindingrykheid en 'n samewerkingsvermoë onder ons mense wat ongekend is, maar mense kry die gevoel is so half dat dit, wel nie gevoel nie, ek dink dit is 'n feit, dit is onderdruk word basis deur ons geskiedenis van die afgelope 30 jaar. Ja. En mense moet net daai, en ek weet nie wat dit is nie, ek kan nie sê dis een beleid of een dit nie, maar ek sê nie, daar's 'n geweldige potensiaal. En is ook interessant as mens na Frans Cronje byvoorbeeld se ontledings kyk, en hy sê dit gereeld, jy weet, die gemiddelde Suid-Afrikaner is konservatief, is nie radikaal nie, is wil 'n beter lewe hê, hulle wil 'n aspirasie, en ek dink, dis hoekom die BTW ding ook so in 'n sekere sin in die ANC gesig ontplof het in terme van steun, is die gemiddelde persoon wil 'n beter lewe hê, en hy wil aspireer, jy weet, om 'n beter lewe te hê, so daai gewilligheid is daar, maar nou wat se beleid moet ons die beleide moet net dat ons pad uitkom. Miskien is dit die antwoord. Miskien moet ons die beleide ontslaak om net vorentoe te gaan. Deng Xiaoping het hierdie bekende saying gehad, it doesn't matter if the cat is white or black, so long as it catches the mice, I'm happy. Hoewel het nou in ons konteks miskien 'n bietjie gevaarlike saying is, maar ek dink die beginsel, dit ten minste, jy weet, en mense moet eerder kyk na wat is die uitkomste en hoe gaan ons groei uitkomste bewerkstellig, en die potensiaal is absoluut daar. Wel, ons sien baie uit na môre onder die soeklig, wat binnekort eerskomende maandag, volgende week in maandag op Afrikaans.radio ook beskikbaar gaan wees as 'n potgooi. En waar kan mense jou kontak as hulle moontlik wil met jou verdere gesprekke hê, besigheidseienaars om van jou dienste te gebruik maak om te help om hulle na die horisonne te kyk, en wat is moontlik? Ek dink die maklikste is miskien weet 'n e-mail te stuur, Rian van Vieren, maar dit is nou snaaks gespel. Ek wil jou nog gevra waar kom dit vandaan? Ja, dit is ook 'n storie, maar ek wil eers gou dit spel. RIANNE van Vieren @gmail.com. Ek is die 5de kind in 'n gesin van 5 en al die familiename was opgebruik, gelukkig, miskien. En daar was my ma het in die in die Volksblad 'n artikel gelees van 'n kind wat een of ander prestasie behaal het, maar sy naam was toe nou so eienaardig gespel, die RIANNE. En natuurlik is dit nou 'n las my hele lewe deur, want meeste mense dink dit is 'n vrounaam. En ek het self insident, en die ironie is, in ons organisasie was daar 'n persoon met presies dieselfde, maar 'n vrou, met presies dieselfde gespel as naam, en ons het langs mekaar gesit op 'n stadion. So dis Rian en Rian. So as iemand in 'n vergadering Rian sê, dan antwoord ons albei. En ek moes haar een keer na 'n missie in Beijing vat, en toe vra die persoon ook nog, is dit 'n baie algemene naam in yes, dit ek kan sê wat ek van weet. So, dit is ook 'n storie. Rian, ongelooflik baie dankie vir jou tyd. Dit was heerlik om saam met jou te kuier, en ons gaan verseker weer met jou op 'n stadium 'n klets doen, maar ons sien uit na die môre onder die soeklig podcast, en dankie dat jy die horison vir ons skandeer, en vir ons elkeen nou dan verduidelik wat aangaan. Ja, baie dankie, en baie dankie ook vir die geleentheid. Dis die toekoms lyk, Colleen, dis die toekoms lyk, volgens toekomskundige en horison skandeerder. Ja, dit is my vasheid dat as ek kan ure met hierdie man praat, net oor die, nie net sy pragtige Afrikaans en sy terme, kyk, baie van hierdie terme kom ek in aanraking mee in die strategie wat ek vir mense
probeer teach elke dag. Maar net om hierdie terme in Afrikaans te hoor. Is my amazing en van sy topics kan ek ook van hulle deel. Ja, share asseblief. Is so, ek meen die toekoms van ons van demokrasie in die algeheel, die toekoms van geld, die toekoms van enkele denkmodelle, die skoenlapper effek wat fascinating is vir my want ek is totaal obsessief met chaos teorie en systeemteorie. Soos wat jy genoem het in die onderhoud, die alternatiewe vleisrevolusie, die intelligente internet, buigpunte van die toekoms en dat ek nog een deel want hier's talle, geopolitiek en die toekomstige super genetwerkde individu. Ja, daar is dink ek nou nie ek nie, want ek bly mos in 'n grot in my eie bubble, so ek dink nou nie ek gaan 'n gewees? Super genetwerkde individu. Ja, maar ek dink hierdie super genetwerkde individu kan aanlyn gebeur, Matthys. Jy kan soos een van daai freaks in jou huis sit en vir jou moerse online presence bou. Maar ja, fascinating topics. Ja, so ek sien, ek hoop julle sien ook, elke maandag, van nou eers komende maandag af op Afrikaans.radio, sal elke week 'n nuwe episode, kort en kragtig, tussen 5 en 8 minute, met begripte, oor toekomsstudies, en soos wat Rian gesê het in die onderhoud, hierdie is so half om die tafel te dek, so hierdie is so half ter inleiding, en later gaan ons meer bietjie in diepte goeders kry, so, ja, lekker, ons sien uit daarna. Dan het jy 'n paar interessante navorsingspunte wat ook aan die gang is, maar dalk net 'n laaste skok wat daar nou tans in Suid-Afrika ook gebeur het, is die nuwe wetgewing, die indiensnemingskwota, die rasse indiensnemingskwotas wat gepubliseer is, wat ondernemings dan basies dwing om wit mans tot so min as 4% van hulle werksmag te verminder. So, ek meen, hierdie is weer een van daai goeders wat net so vinnig gedruk word, wat net so vinnig gewys word, hoe die regering en die ANC-regering dinge probeer doen. En dan wil ons 'n wit man stuur Amerika toe, om met Trump te gaan praat. Maar ons is besig om hierdie goeders te doen. En hulle probeer nou die nuances ook mooi verander. Hulle praat nou van 'n numeriese stelsel, maar dit is alles semantiek. Dit is op die einde, dit is 'n rassebeleid, maar nou probeer hulle dit op 'n ander manier package, om te dink ons is almal dom. En die groter impak van hierdie Colleen, ek dink nie is ons besef nie. Daar is, lyk my, wat hulle praat van, dit is van toepassing op ondernemings met 50 employees en meer, maar ons almal weet hoe werk dit. Ons almal weet vir die regering, nee, glad nie, nee, dis net 'n aanduiding, en hierdie wil hulle al laat intree in September 2025, en 5 jaar lyk my tyd as om die implementering daarvan te doen, mits die owerhede gemaklik is met jou vordering. Anders kan jy 'n 10% boete van jou turnover gaan jy moet betaal, as jy nie aanhoor nie. So 10% boete, en dan moet ons nog wanneer kom die Black Empowerment tax ook nou in? Ja, nee? Dit kom ook mos nog in. Goeie punt. So presies daai wat Rian nou vir ons gesê het, van die veerkragtigheid van Suid-Afrikaners, wat net konstant onderdruk word. As hierdie mense net uit die pad uitkom, Matthys, kan ons die ekonomie laat floreer. Vergeet van wit, swart, whatever. Wat hy gesê, geen of die kat wit of swart is nie, solank hy die muis kan vang, nee. Exactly, ja. Kom uit die pad uit. Julle is onintelligent en julle sit julleself in ophou en dink, sit in kamers heeldag wat gekuiter word deur baie duur catering companies wat ons voorbetaal, en sit en dink hierdie kak uit. Kom nou uit en gaan bou 'n skool, gaan fix die toilette, gaan tel die trash op, gaan doen iets, dat ons kan sien een of ander verwikkeling, een of ander vernuwing vir die belastinggeld wat ons betaal. Maar nee, julle sit in geslote kamers en julle dink hierdie kak uit. En ek verstaan nie, wat is jy weet, Matthys, vir hoeveel jaar nou al, vir 30 jaar nou al, is die wit man in hierdie land, die wit man veral, op die agtergrond. Ek verstaan nie, wat is die beheptheid
met die wit Exactly. money. Nadat ek dit gelees het oor die naweek, is ek net so van, ek verstaan nie, hoekom is hulle so behep met die wit money. Weet jy, Dit is soos letterlik asof hulle crash het op die wit man. So wat baie interessant was as mens kan, en ek gaan actually kyk of ek hierdie statistiek in die hande kan kry, net om te kyk oor hoeveel wit man besigheidseienaars, hoeveel mense employ hulle. Versus swart besigheidseienaars of BE fucking begunstigdes. En hoeveel hulle employ. Ja, ek is seker die statistiek behoort beskikbaar te wees iewerste. Get out of the way. Laat die mense die ekonomie laat begin floreer. Hierdie is honest business people. Hulle probeer 'n bestaan maak, hulle probeer werke create, hulle probeer die samelewing laat vooruitgaan. En al wat julle doen, is julle trap op hulle plante elke dag. Ag nee, dit maak my baie upset, Matthys, dis ek moet nie meer oor politiek wil praat nie. Ek raak so Ja, ek verstaan nie. Ek verstaan nie die beheptheid nie. So ja, dis die laaste drol in die drinkwater wat ek kan gee, maar jy het gesê jy het 'n paar interessante navorsingsprojekte of temas wat tans Ja, maar ek weet net so ietsie wat julle kan dink, sien dat ons nou met Rian ook gepraat het oor, jy weet, wat my dit horisonskandering. Dit ook baie maar ja, pragtig. 2 woorde, Matthys. Daai is 2 woorde. Daai is ek dink is 'n koppeltekenwoord. Is dit 'n koppeltekenwoord? Ja. Okay. Ek leer nou baie van ons vir Rian ontmoet, het leer ek nou baie nuwe Afrikaans ook. Afrikaans ja. My Engels onderwyser het altyd vir my gesê. As jy wonder, is dit 2 woorde in Afrikaans. Nee, 1 woord in Afrikaans, 2 woorde in Engels. In Engels, ja. As jy enigstens wonder, sit dit eerder saam in Afrikaans en sit dit apart in Engels. Ja. Okay. So ja, so en as jy regtig seker is, dan sit jy 'n koppelteken in. Die koppelteken is my beste vriend hoor. Hoe is dit? Ek koppelteken alles. Dan sê jy so halfpad reg. Jy en ChatGPT, ek sien ChatGPT is ook mal vir 'n iPhone. Hoe is dit? Ja, so elke nou en dan kry ek wat is nou die nuutste navorsing wat gebeur. Party van dit is belaglik. Ek meen, hoe van hierdie navorsingsprofessors actually betaal word vir die kak wat hulle navors, weet ek nie, maar in elk geval, here we go. Soos byvoorbeeld die eerste topickie, widespread support for climate action is often underestimated. En hierdie navorsingsprojek het bewys dat nou, of het gevind in 125 lande onder 130 deelnemers aan hierdie navorsingsprojek, het amper 90% van mense gesê, goewermente moet hulle support agter climate change initiatives versterk. Okay. So ja, ek weet nie, as mens kyk na Just Stop Oil en al hierdie greenies, dan I don't know. Iets wat baie interessant is, Matthys en my nogal emosioneel ook aangeraak het, is 'n studie wat gedoen is by die Universiteit College in Londen, onder Alzheimer's pasiënte, wat hulle sê dat alhoewel hulle memory en so aan obviously nou aangetast word, het hulle gevind dat Alzheimer's pasiënte het 'n verhoogde emosionele empatie, soos wat hulle progresseer deur hulle Alzheimer's disease. Jy weet, word hulle emosionele empatie baie hoër. En dit is my nogal, alhoewel dit nou nie pertinent in die studie sê nie, maar 'n afleiding wat ek kan maak, een van die gevolgtrekking of impakte van dit is juis hoe kan ek sê, hoe sensitief en hoe kind ons moet wees teenoor mense wat ons ken wat Alzheimer's het, want ons verstaan nie hierdie nie, en dat dit nou bewys dat hulle verhoogde emosionele empatie het. Jy weet, die intellektuele funksie is dalk af, of memory is dalk af, maar die emosie is op, so ons moet kind met hulle wees. So dit was nogal vir my interessant. Hierdie is baie interessant, Matthys, oor gaap. Ja. En my nogal aan jou laat dink. Soos wat ek en jy ouer word en ons het ons gesprek en dan gaap ons so, jy weet, by die foon, oor die skerm. So hulle sê contagious yawning, wat hulle geobserveer het in sekere, in beide mense. Ja, dit is aansteeklik, hulle het gevind dit is definitief aansteeklik, maar dit is al lang terug gevind. Maar hierdie aansteeklike gapings in beide mense sowel as diere gebeur baie
baie makliker of baie meer spontaan tussen mense of diere wat jy vertrou of ken. So as jy byvoorbeeld in iemand se gesels, as iemand gaap, is dit nie noodwendig jy altyd 'n teken dat hulle verveeld is met jou geselskap nie. Ja. Dis dis baie maal 'n teken dat hulle is hulle voel veilig en beskermd in jou geselskap. Ja, ek onthou dat die dog trainer het dit gesê van Sofia, toe ons gaan het vir haar opleiding, wat ek dink nie heeltemal gewerk het nie, maar we were there, is dat gaap is 'n manier hoe hulle ook met jou kommunikeer, en te wys dat hulle is gemaklik by jou. Ja, en ek weet nie of ek het ooit vertel het, maar iets wat baie interessant was in die laaste hondjie wat ek gehad het, Buffy, dit was so half 'n joke tussen my en haar, so ek kon haar aansteek om te gaap. So as ek gegaap en dan sy ook gegaap. Ag, shame. Ja, so dit was nogal vir my special toe ek dit lees. Dan miskien een laaste een, want die ander is half, ek weet nie of hierdie ene waar is nie, hulle sê mans is meer romanties as vrouens, mans vat langer om oor verhoudings te kom, mans word ook vinniger verlief as vrouens. I'm not sure, Matthijs, wat dink jy? Ek dink daar's 'n moontlikheid. Common stereotypes, a comprehensive review of over 50 psychological and sociological studies has found that men often fall in love more quickly and express affection earlier than women. They also tend to suffer more after breakups, possibly due to greater reliance on romantic partners for emotional support. Wel, is of dit of seks. So, Ek dink is seks. Ja. Maar ek moet nogal sê, ek ken meer mans wat romanties is as vrouens, of romantiese goeders doen as vrouens. Ek dink jy is reg. Ek ken ook meer mans wat meer geneig sal wees om sê nou maar iets romanties te beplan. Om moeite te doen as vrouens. Ek ken nie baie vrouens wat dit sal doen nie. Ja. Hulle is mampkie, hardcore. Ja, wat is al, ek actually op nou dag het ek 'n stat gesien iewers wat hulle sê dat kyk, mans dink meer aan seks as vrouens. Daar's mos statistieke wat dit ook bewys. En ja, mans dink soos elke 10 sekondes of iets aan seks. I mean, that's impossible. Ek het nog nie een keer terwyl ons geklet het aan seks gedink, nie behalwe nou, maar nie in daai lig nie. Maar jy is 'n menopause, Matthijs. Do that. Andropause, noem hulle dit. Andropause. Maar iets van daai ding van as 'n man seks initieer, is die kans nie baie goed gaan gebeur nie, maar as 'n vrou seks initieer, dan gebeur dit 100%. Dan is dit verseker daar. So, ek onthou daar was 'n vrou wat ek nie altyd ken, Rashay. Sy het altyd gesê dat 'n man is soos 'n microwave. Jy druk 'n knop en dan sy daar. En 'n vrou is soos 'n tradisionele oond. Jy moet haar stadig warm maak en dan moet jy eers die broodjie insit. Jy kan nie net hom indruk en die knoppie druk en dan is dit so. So ja. Ja, kyk, en dis mos waar die hele konsep van incels gebore is dat daar's 20%, ek kan nie presies die syfer onthou nie, maar 20% van die vrouens kan 80% van die mans kies. En 80% van die mans het net 'n opsie op 20% van vrouens. Want vrouens besluit, is jy sterk genoeg, is jy ryk genoeg, is jy buff genoeg? Nee, jy is nie goed genoeg vir my nie. Ja, so eintlik het jy nou so pas gesê, vrouens is fucking superficial. Dis my eintlik wat jy nou sê. En ons is super ook, ons dra eintlik maar die broek. Do that. Also, en Sylvia het altyd vir my gesê dat 'n man is die kop, maar die vrou is die nek. Sy besluit want die kop draai. Ja. Hoorie maar, hierdie was nou 'n lang episode. Het jy nog ietsie wat jy vinnig wil deel? Nee, miskien net op 'n ligte noot, Matthijs, op die verhoudingsding. Jy sal 'n studie by die Eötvös Loránd Universiteit in Hongarye het gevind dat honde-eienaars hulle verhoudings met hulle honde baie hoër rate as satisfying as enige van hulle verhoudings met mense, whether that be romantic, business or friendship. Ja, ek sal dit 100% beamoen, verseker. Ja, ek het gedink ek sê los met daai ene. Ja.
Ja, dankie. So, dis nou tyd. Dis nou klaar. Ek is nou oor jou en oor mense. Ek gaan nou na Sofia toe. Sofia het aandag nodig. So, dankie dat jy geluister het. Was klets op die 23 April net hier op Afrikaans.radio. Ons is volgende week terug met nog klets. Klik maar nie jouself. Kyk, toe ek nog jong was, my ouma het altyd gesê, daai het vir my weer, ja, toe hoor ek dit mense sê. Soms hoor ek maar net, dit is almal nie.